Goeiemôre gemeente. Ek groet u vanoggend op Paasondag. Ons het sopas geluister na die orgelklanke van die lied. Ons hoor die Paasfeesklokke. Ek lees dit vir u, lied 409. Dit is die orgel van Stellenbosch Moedergemeente en word bespeel deur Sofia Temming. Hoor jy die Paasfeesklokke, hul lui van vroegdag af. Hul jubel oor die wêreld. Die Heer is uit die graf. Hy, Christus, die oorwinnaar, is uit die donker uit. Die Heer, die sleuteldraer, sal ook my graf ontsluit. Ons het ook geluister na die kerkklokke wat lui van Stellenbosch Moedergemeente. Maar vandag is kerke toe, dwars oor die wêreld. Ook ons eie gemeente. Daar is geen musiek. Daar is geen klokke wat lui, wat aankondig Jesus lewe. Dit is as gevolg van die grendeltyd. Nie net in ons eie land nie, maar ook in ander dele van die wêreld. Dis 'n moeilike tyd. Baie beleef hierdie tyd as 'n onsekere tyd. 'n Tyd van ontwrigting. Vir baie is dit traumaties. Baie erg. Baie vra die vraag, as Christus dan ons lyding en ons swaarkry op hom geneem het, ons sonde en ellende, die gebrokenheid van hierdie wêreld, as hy in die kruis vir ons gesterf het daarvoor, as ons ook bely dat die Here God, die God van lyding is, dat hy self ly. Hoekom ly ons dan steeds vandag? Hoekom die swaarkry en die pyn en die hartseer van hierdie lewe? Die boodskap van Paasfees is dat Jesus opgestaan het, dat Jesus leef. Die boodskap dat die dood oorwin is, die hel met al sy smarte, dat daar inderdaad lewe vir ons is, dat daar hoop vir ons is, dat ons met moed kan lewe, omdat ons deur Christus self die lewende bemoedig word. Kom ons groet mekaar vanoggend soos die vroeë Christene mekaar gegroet het. Naamlik, die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. Ek gaan die woorde sê, die Heer het opgestaan, en dan antwoord u, die Heer het opgestaan, dan sê ek weer, die Heer het opgestaan, en dan sê u, die Heer het waarlik opgestaan. Kom ons probeer. Die Heer het opgestaan. Die Heer het opgestaan. Ja, gemeente, die Heer het waarlik opgestaan. Geliefdes, genade en vrede vir julle vanmôre van God ons Vader, wat sy seun Jesus uit die dood opgewek het, en van die Here Jesus Christus, wat met krag en mag uit die dood het opgestaan, en die hel en al sy smarte, die sonde, die boosheid, die gebrokenheid van hierdie wêreld oorwin het, en vir ons lewe gebring het. En van die Heilige Gees, wat ons inlyf in die kruisdood en opstanding van Jesus, wat ons ou mens laat sterf, en ons as 'n nuwe mens laat opstaan. Amen. Ek steek vir ons die Christuskers aan, as simbool daarvan, dat Christus die lewende by ons teenwoordig is. Maar ook, dat hy die lig vir die wêreld is, wat die duisternis van hierdie wêreld oorwin het, deurbreek, wat vir ons lig bring in ons lewe. Kom ons loof nou die Here met die pragtige opstandingslied, lied 414, die eerste en die tweede strofe. Die opname kom uit Bybelmedia se CD, liedboek van die kerk. Kom, laat ons sing 'n keer van 30 liedere. Alleluia, alleluia.
Ons het Goeie Vrydag se erediens afgesluit met Jesus wat begrawe is. En ek wil hê julle moet nou gou na die toneeltjie kyk hier voor my aan my regterkant. Wat sien julle is anders aan hierdie toneeltjie? Ja, hier brand die Christuskers wat 'n bietjie anders is. Maar wat sien julle wat werklik anders is? Ja, ek het gehoor jy sê vir pappa of mamma, die graf is oop. Ja, kyk, die klip is weggerol. Die graf is oop. Dit is simbool van Jesus se opstanding. Dat Jesus lewe. Ek gaan nou vir Tannie Janie vra om vir ons blomme hier neer te sit rondom hierdie toneel by die kruis en die oop graf as simbool van nuwe lewe wat Jesus vir ons bring en ook simbool van vreugde wat Jesus se opstanding vir ons bring. En wat julle kan doen, is om die pausknopie te druk en dalk gou ook self 'n blommetjie te gaan kry, wat julle om julle kruis of oop graftoneel wat julle vir julle gemaak het, te gaan sit. As julle klaar daarmee is, kan julle weer die res van die diens volg. Dan kom die laaste blommetjie. Pragtig. Kleurvol, veral die groen wat simbool is van lewe, wat Jesus vir ons bring. Kom ons sing nou lied 423, eerste, tweede en die derde strook hartlik saam, en ons loof die Here omdat ons bly is oor die nuwe lewe wat hy gebring het. Liewe kinders, as julle mooi kyk, sal julle sien, hier's 'n ekstra bak op die tafel. Aan my linkerkant, saam met die bak, hier regs van my, waarin Jesus se kruisdood en opstanding uitgebeeld word. En dan het ons natuurlik ook die blou bordjie, waarin die Christuskers staan. Blou is simbool ook van lewe in oorvloed. En natuurlik dan die ewige lewe wat Jesus vir ons gebring het. Dink maar net aan die blou lug rondom ons, die suurstof in die lug wat ons kan inasem,
Die sonstrale wat skyn op ons en ons warm maak. Blou herinner ons vanoggend ook aan die lewe wat Jesus vir ons gebring het. Maar binne hierdie blou bak het ek water. Nou water is 'n simbool van afwassing van vuilheid. As ons vuil is, dan was ons onsself met water. In hierdie tyd van die coronavirus moet ons mos nou aan mekaar ons hande was om te keer dat hierdie virus dalk nie in ons lyf kan kom nie. Ons herdenk ook vanoggend op Paasondag ons eie doop. Op Paasondag in die ou kerk, in die vroeë kerk, was dit die dag wat mense gedoop is. Mense wat deur die jaar vir Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker, wat tot geloof in Jesus gekom het, mense wat hulle lewe vir Jesus oorgegee het en Jesus begin dien en volg het, hulle is op Paasondag gedoop. Natuurlik was daar 'n lang periode van katekisasie en voorbereiding. Hulle moes bewys deur hulle lewe dat hulle werklik in Jesus glo en dat hulle werklik vir Jesus volg. Dan op Paasondag is hulle gedoop, is hulle ingelyf in die kerk van Jesus Christus. Simbolies het hulle dan ook die teken ontvang en die bevestiging ontvang dat hulle deel het aan Jesus se kruisdood en opstanding. Vanmôre vier ons as Christen ook ons eie doop. Dink ons terug aan die verbond van genade wat die Here met ons gesluit het. Die belofte wat hy aan ons gemaak het die dag toe ons gedoop is, ek is jou God. En ek verlos jou deur Jesus Christus. En ek gee aan jou die gawe van geloof deur die Heilige Gees. Natuurlik moet ons dit glo. Moet ons dit ook aanvaar in ons lewe. En moet ons daaruit leef. Namens elkeen van julle druk ek my hand in hierdie water en julle kan ook 'n bakkie gaan vat. Gou die opname pos en julle hande in die water gaan druk. As herinnering ook van julle eie doop. Die dag toe die Here vir julle beloof het dat julle sy kinders is. Die water is 'n simbool dat die Here ons sonde en ons skuld van ons afwas. Die simbool van my dood, van my eie verdrinking van my ou mens, die afsterwe van my ou mens, maar ook van die nuwe lewe wat ons in Jesus Christus het. Kom ons sing nou as geloofsbelijdenis die volgende lied. Lied 292, die eerste en die tweede strofe. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Die opname kom uit die CD van die Suid-Afrikaanse Kerkorgeliste Vereniging, SA Kinderkore. Ek is bly ek ken vir Jesus. Bye.
Weet ons kry nog geleentheid om die Here met ons dankoffer te dien. Plaas asseblief die bydrae in die koevertjie wat jy gemerk het bankoffer. Dalk het jy 'n houertjie waarin dit plaas wat later by die kerkkantoor inbetaal kan word. Ek wil dit weer duidelik stel, as u om een of ander rede in hierdie tyd nie 'n bydrae kan gee nie, verstaan ons dit. Jy kan later wanneer dit weer beter gaan, die bydrae gee. Baie dankie vir elkeen wat wel in hierdie tyd in staat is om 'n bydrae te gee en dit wel doen. Gemeente, die Here se woord spreek tot ons vanoggend uit Johannes 20 vers 1 tot 18. Voordat ons luister na die Here se woord, laat ons saam bid. Here onsse God, Vader, Seun en Heilige Gees, op hierdie Paasondag wil ons graag saam met mekaar met medegelowiges uitroep en uitjubel. Die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan. Ons het behoefte aan mekaar se teenwoordigheid. Ons het behoefte om saam te verkeer. Ons het behoefte om saam te eet, soetigheid te geniet, simbolies van die soetigheid, die vreugde van die evangelie, die goeie nuus dat Jesus lewe. Ons is egter ingegrendel by ons huise. Ons kan dit nie doen. Maar dankie dat ons weet is hier by ons, by elkeen teenwoordig, al is ons alleen in 'n kamer. En dat op so 'n manier ons ook tog Paasfees kan vier. Dankie dat ons mag luister na u woord. U kan hoor wat u vanoggend vir ons kon sê. Mag by die aanhoor van die woord, deur die werk van die Gees, elkeen van ons in ons geloof versterk word, om opnuut vir Jesus raak te sien as die Here, as ons leermeester, vir wie ons ook gekies het, om te volg en te dien in hierdie wêreld. Ons vra dit in u groot en heilige naam, Vader, Seun en Gees. Amen. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel, wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan. En hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy?
Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jezus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni. Dit beteken leermeester. Jezus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Geliefdes, in die gedeelte het ons gelees van die getuienis van twee persone. Eerste is die van die geliefde disipel, Johannes, die leier van die gemeente. Ons lees dat hy by die graf gekom het, dat hy die doeke gesien het, en dat hy geglo het. En dat hy besef het, hier het iets anders gebeur as wat by Lazarus gebeur het. Lazarus is opgewek, maar hier het die opstanding plaasgevind. Jezus het werklik uit die dood opgestaan. En daarom het hy geglo. Dit was nie vir hom nodig, om soos die ander disciples, eers vir Jesus te sien voordat hulle geglo het. En hy bring hierdie boodskap vir sy gemeente en sê, die doeke was vir my genoeg, om te weet, Jezus het werklik uit die dood opgestaan. Die tweede getuie is Maria Magdalena, of Maria van Magdala. Een wat treurend by die graf gekom het, en gesien het die graf is oop, en wat gedink het, iemand het Jesus weggeneem. Wat in gekyk het in die graf, maar nie geglo het. Selfs toe Jesus met haar praat, nie dadelik geglo het, totdat hy haar naam genoem het. En toe sy geantwoord, toe haar oë oopgaan in geloof. Rabboni, my meester. Sy word getroos in daardie oomblik deur die lewende Jesus. Maar dan sê hy vir haar, geen aanraking. Moet nie myself vir jou gaan word 'n getuie. Gaan vertel vir die ander disippels. Jesus het opgestaan. En so word sy die onwaarskynlike. Want die getuienis van 'n vrou in die antieke tye het geen waarde gehad. Word sy die geloofwaardige getuie. Wanneer Johannes ook haar verhaal met sy gemeente deel. Vir hulle ook tot troos te wees in hulle tyd. Jesus lewe. Hy het waarlik opgestaan uit die dood. Hy is die opstanding en die lewe. En nou weet ons dat Johannes sy evangelie geskryf het. Sodat elkeen wat dit lees, wat dit hoor, sal glo dat Jesus die Seun van God is. En dat deur hom ons die lewe het. Ontvang ook hierdie gedeelte vanoggend as 'n boodskap van bevestiging dat Jesus opgestaan het en dat hy leef. Ontvang dit ook as 'n boodskap van troos, as bemoediging. En gaan leef jou lewe as een wat deur die Here geroep is en gestuur word om sy opstanding as 'n boodskap van troos en hoop aan die wêreld te bring. Mag ons ook in hierdie dag opnuut dit wat aan ons oorgelewer is, hierdie skrif, vir ons lewe aanvaar. Jesus het opgestaan, hy lewe. Mag dit 'n troostboodskap wees, boodskap van hoop, dat
in ons eie lewe en sterwe, behoort ons nie aan onsself nie, maar aan ons getroue verlosser en saligmaker, Jesus Christus, die Seun van God, die lewende. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus, dat U Uself aan ons ook kom betoon het, deur die kragtige werking van die Gees, as die lewende. Dankie dat ons dit kan glo van kleins af. Opnuut vandag, dat U die lewende is. Die een wat oorwin het. Dankie dat ons mag lewe uit hierdie oorwinning. En die hoop en die troos wat dit bied vir ons lewe. Ja, vir ons ook, besonder in hierdie grendeltyd, om aan hierdie troos vas te hou. En met hierdie troos, met hierdie sekerheid te lewe. Ons behoort aan U en niks kan ons skei van U liefde. Nie eers die dood. Maak ons ook getrou daarin dat ons getuies sal wees van hierdie boodskap. Nie net met ons woorde, maar ook met ons dade. Dankie dat ons kan bid vir ons wêreld, ons eie land, ook vanoggend vir die kerk, vir gelowiges, ook vir ons eie gemeente. Mag U woord ons lei. Mag U deur die Gees en deur die woord ons lei. Om met die troostvolle, wonderlike boodskap te leef. Jesus lewe. En ons leef saam met hom. Amen. Ons sing nou die volgende lied, Vonk lied 277. U is die lig wat deur die donker skyn. Die opname kom uit die CD, dis tyd om te sing van Bybel Media. En kom ons gaan met hierdie lied in ons hart en ons gaan leef ons lewe as ligdraers in hierdie wêreld.
Ons het aan die einde gekom van vanoggend se erediens. Nou wag die erediens van die lewe vir ons. Ontvang die Here se seën en gaan leef getroos en oortuig van die opstanding van Jesus Christus elke dag. Die genade van ons Here Jesus Christus, wat sy lewe vir ons gegee het, wat met krag opgestaan het uit die dood en lewe, en die liefde van God ons Vader, wat sy seun gegee het, en sy offer aanvaar het en hom opgewek het, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, wat ons laat leef met geloof en hoop en liefde, sal met julle almal wees.